Goeiedag en baie welkom by hierdie week, 'n nuwe week waar ons ook in die 4de Lydensweek reis. Miskien het jy al heel wat ontdekkings gemaak, of miskien is jy dalk nie tot die reis. Miskien het jy dalk iewers langs die pad, het jy dit so 'n bietjie verloor, maar is 'n geleentheid om weer, maar net in hierdie ritme weer in te tree. Ek nooi jou uit dat jy dit wel kan doen. Ek wil dankie sê, ons gebruik in hierdie tyd bietjie refleksies, gebruik ek van Envia, Stellenbosch en Dr. Karel Antonissen wat wonderlike goed ook neergeskryf het in 'n gids wat hulle saamgestel het. Baie dankie daarvoor. Dis hy wat skryf, 'n vriend van hom is al oorlede, en hy skryf dat wanneer 'n ou se geloof getoets word, wanneer jy die moeilike kant of die donker kant van die lewe beleef. En hy is hierdie vriend van hom was 'n tennisafrigter en hy het met baie jong mense gewerk en hy het altyd sy raad of die wysheid wat hy kwyt geraak het graag uitgedeel. En hy beskryf hoe daar woorde was wat hom baie diep laat nadink het. En ek lees dit saam met jou. Hy sê 'n mens se geestelike krag en volwassenheid kom dikwels die sterkste voor in tye of situasies waar jy verloor. 'n mens se geestelike krag en volwassenheid kom dikwels die sterkste voor in tye waar jy verloor. Nou, ek weet nie van jou nie, maar in tye waar ek verloor, dan is die teendeel waar en moet ek my kop in skaamte sak. Byvoorbeeld, wanneer 'n mens allerlei terugslae of teleurstellings jou tref, weet jy nie hoe om dit te verwerk nie. En is hierdie einste Jakobus wat ons waarsku en sê, maar hierdie goed gaan gebeur. Hoor wat sê Jakobus in ons teksgedeelte is Jakobus 1 vers 2 tot 4. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Allerlei beproewings moet julle bly wees wanneer dit oor julle kom. As julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En dan bereik julle geloof 'n rypheid, 'n geestelike rypheid, sonder enige tekortkoming. Hoe mature of hoe ryp of hoe volwasse is ons geloof juis wanneer ons verloor? Eintlik 'n aangrypende gedagte. As een van twee goed kan gebeur, is ons kan sê maar dit is die lewe is teen my. Ek is 'n verkeerde of 'n slegte hand gedeel. En dat mense amper half hulle sin en betekenis verloor, dat hulle nie regtig meer iets positief of hoopvol vir hulle lewens daarna uitsien nie, en dat hulle eintlik hartseer genoeg hulle waardigheid as mense ook in die proses verloor. Maar hier is 'n ander manier, 'n beter manier, wat jy kan aangryp, om te midde van terugslae en teleurstellings. Jy kan sonder negatiewe kante van nederlaag en verlies, sonder om dit te misken of om dit te rationaliseer, kan jy dit sien as geleenthede waardeur jy kan groei, waar jy tot geestelike rypheid of volwassenheid kan kom. Hy skryf, hy sê, trouens teleurstellings en terugslae kan 'n aansporing word om nie te gaan lê nie, maar om op te staan en volgende keer beter te doen, self te ontdek dat die lewe ondanks sy donker kante steeds oneindig ryk kan wees aan nuwe moontlikhede. Sjoe, wat 'n geweldige gedagte, dat selfs hierdie lewe se donker kante, dat dit oneindig ryk kan wees aan nuwe moontlikhede. Ons sê altyd kyk na die silwer randjie, maar ons sê dit eintlik so mismoedig. Ons sê dit eintlik so amper op 'n verwaande, arrogante, sarkastiese manier.
jy mag dalk voel dat om hierdie beter manier of hierdie ander manier om hierdie oneindigende moontlikhede raak te sien onmoontlik is. Maar hy sê daar is min dinge in die lewe wat groter vryheid en bevrediging verskaf as die ontdekking dat jy kan wen terwyl jy verloor. En dat juis jou nederlaag en terugslaan jou kan help om 'n beter, meer volwasse, meer sensitiewe, meer bewustelike mens te word. Die een van die bevredigste of bevrydende dinge is dat jy ondanks dat jy kan wen terwyl jy verloor. En dit bring my amper by die vraag dat 'n ou, hoe sterk is ons volwassenheid in situasies wanneer ons verloor? Wanneer ons weet ons gaan nie hierdie situasie kan omdraai laat dit ons bevoordeel nie. Baie moeilik om te sê as ons vir onsself eerlik moet wees, dan is ons baie ongelukkig. En ons sien nie die moontlikhede raak nie. Maar hier nooi hierdie gedeelte in Jakobus ons uit, dat ons sal volhard. Dit bring hierdie geestelike rypheid na vore. Dat in tye waar ons geloof getoets word, is dit wanneer ons getuienis by einde van die dag die grootste, die sterkste saak maak. Dis wanneer mense sien wat is werklik dit wat ons geloof begrond en waarin ons geloof geplant en geanker is. Is in die tye wat ons optree, hoe ons optree wanneer ons verloor en nie wen nie. Mag dit jou help. Mag jy ontdek dat die Here vir jou dit moontlik maak om hierdie oneindigende moontlikhede ook raak te sien. En ek wil jou nooi om hierdie gebed ook dalk in hierdie week te bid. Here, ek aanvaar dat die toetse wat oor my pad kom dikwels 'n boodskap bevat. 'n Teken wat my kan help om hoe moeilik ook al in die geloof te bly volhard en met my hele hart U te dien. Selfs al verstaan ek nog so min van U wee met my. Mag die Here ons help. Kom ons bid. Here, wil U vir ons help, dat wanneer toetse oor ons pad kom, dat ons dit kan sien dat dit ook 'n boodskap bevat. 'n Teken wat ons kan help om hoe moeilik ook al in die geloof te bly volhard. En dat ons geestelike ryp en volwasse mense sal word. En later praat Jakobus dat ons nie heen en weer gedobber word soos golwe in die see nie, maar dat ons standvastig geanker staan in ons geloof. En ons weet dat juis in die moeilikste tye is dit wanneer ons getuienis die grootste saak maak. En mag ons U lig skyn. Amen. Seën vir jou, mag die Here jou lei, mag dit vir jou 'n ontdekking wees. Seën.